Ja, wat 'n wonderlike voorreg om ook so aan die einde van 'n week hier op die Vrydag so saam te kan dink oor 'n week, dink oor 4 weke in lydingstyd wat ons op pad was, op reis was. Ons begin al hoe meer nader en nader aan 'n baie besonderse tyd ook in die kerkjaar te kom. Wil jy begin gereed maak en instem? Daar's lydingsweek 5 en dan beweeg ons na Heilige Week toe. Maar ek begin jou dalk so lank te pols om jouself so in te stem om hierdie seisoen van Paastyd met groot verwagting, maar met groot erns aan te pak. En mag dit vir jou 'n ryk en 'n diep ervaring wees. As ons seker in die ankertekste van hierdie lydingstyd of 'n tyd waarin ons vas, draai ons altyd ons gedagtes na Matteus 6 toe. Hier is 'n baie interessante ding en ons lees baie maklik daarby verby. Ons lees Matteus 6, ons lees vers 5 en 6. Hy sê, as julle bid, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan jy jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ek moes op die harde manier hierdie les leer, ook so onlangs in my eie lewe. Ons baie keer doen ons dit en word ons afgemat as ons mense se reaksies sien. Dan doen ons dit eintlik mos vir die applous van wat mense dink of sê. Maar die vraag is, wat is dit wat God sê? Is dat jy hierdie 'n saak moet maak tussen jou en die Here. Maar omdat dit 'n saak tussen jou en die Here is, soveel te meer. Ons was baie meer besorg oor om mense gelukkig te stel en hulle nie te drop nie. Maar wanneer dit by die Here kom, dan is ons minder ernstig. Dan weet ons ons het eintlik baie meer beweegruimte. En hoe hartseer is dit? En die teenoorgestelde moet eintlik waar wees. Dat wanneer jy met die Here omgaan, dan is jy ernstig. Dan is daar nie speletjies of praatjies nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Dit is so eenvoudig om te sê, maar ek leef voor die gehoor van 'een skare lid. Net een, en dis my hemelse Vader. Dit net dit wat hy sê, is dit wat werklik saak maak. Maar, daarom verdiep ek, en as ek tyd spandeer, dan gaan dit nie oor die gebed, of die vas, of hoe lank, of hoe intensief nie. Dit gaan oor Christus, dit gaan oor God self. En mag hierdie tye gevul wees, juis met Christus. Dat ons dit nie met 'n klomp ander dinge vul nie. My vraag aan myself is, wat sou as hierdie lydingstyd vir nog 40 dae moes aanhou? Iewers kom ons agter, ons moet erns maak met die Here. En mag dit so wees, dat ek en jy erns maak met die Here, en na sy stem luister. Here, ons wil kom bely dit wat ons doen vir die applous van ander. Maar Here, ons wil net voor U leef, en ons wil net U behaag, en U opsoek. Ons wil erns wees, ernstig wees, en erns maak met U. Sien ons hart, en vergewe ons daar waar ons so baie keer het misplaas. Vergewe ons, o Here. Amen. Seën vir jou op hierdie mooi Vrydag. Ons gesels weer.